Vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel graag met u vanaand 'n gedagte, kontroversieel, maar krities belangrik. En dis die gedagte oor die wet en die genade. Nou ons gaan oor so 'n paar geleenthede met mekaar daaroor praat, so hierdie is bloot die inleiding. So, nou kom ons by die wet en die genade, en wat ons heel eerste moet verstaan is, die Bybel is opgedeel in twee baie duidelike dele. Die Ou Testament en die Nuwe Testament. Ons kan dit ook noem, die Ou Verbond en die Nuwe Verbond. Daar was baie verbonde gewees wat God met die mens gesluit het, maar as ons praat van die Ou Verbond, dan praat ons van die verbond wat God met Abraham gesluit het. So dis die ou bloedverbond. Die Nuwe Verbond is die verbond wat gesluit is in die bloed van Jesus. Later praat die Bybel ook van twee berge. Hy praat van die berg Sinai, dis waar hulle die wet ontvang het, die berg Sion, dis waar Jesus sy lewe gegee het, waar sy bloed gevloei het. Nou, kan 'n mens by die berg Sinai staan, of jy kan die berg Sion staan, of jy kan by beide staan. Jy kan met die een voet op Sinai en die ander voet op Sion staan, en dit gebeur ongelukkig vreeslik baie. So wanneer jy met die een voet by Sion en die ander een by Sion is, dan gaan jy so tussen die twee. Jy gaan daar waar dit jou pas. Jy maak op jouself van toepassing dit wat op daai stadium vir jou pas. En dan is jy eintlik by 'n totale verwarring. Hoe het 'n mens deel geword van die Ou Verbond? Jy was besny op die 8ste dag, dan was jy deel van die verbond. Dan was jy 'n verbondskind gewees. Hoe word jy deel van die Nuwe Verbond? Volgens Johannes 3 vers 3, wedergeboorte, sê Jesus vir Nikodemus. So, in die Ou Verbond moes hulle die wet hou. En ons gaan nou stap vir stap verduidelik uit die skrif. Ek gaan vir u uit die Bybel uit hiermee praat. Die Nuwe Verbond mag jy nie onder die wet staan nie. So, wat was dan die doel gewees van die Ou Verbond? Is die Ou Verbond verby? Hebreërs sê, hy is verbygaande van aard. So, ons staan in die Nuwe Verbond vandag. Nou, wat was dan die doel van die Ou Verbond? Nou, Andrew Murray sê vir ons, die doel van die Ou Verbond is, dit was voorbereidend van aard. Hoekom moes daar 'n Ou Verbond tydperk wees van baie honderde jare? Dan was die doel gewees om vir die mens te wys, ons kan dit nie doen nie. Die mens het nie die vermoë om God se wet te hou nie. Ons het iemand nodig om dit vir ons te hou. Ons het 'n middelaar nodig wat die wet vir ons sal hou, in wie se skoene ons kan staan, in wie ons kan wees, wat ons na die Vader toe vat en voor die Vader kan inbring, want ons kan dit nie self doen nie. Ons het nie die vermoë nie. En die mens wat dit gaan probeer, daar gaan baie groot probleme wees, ongelukkig. Nou, die wet. As 'n mens praat van die wet, het die wet verval? Nee, die wet het nie verval nie. Is daar fout met die wet? Nee, daar is nie fout met die wet nie. Die wet is God se absolute standaard. Die wet is heilig, maar ons kan dit nie hou nie. En vir baie lank moes die mens die wet gehou het, om ons te wys, ons kan dit nie doen nie, die mens het nie die vermoë om die wet te hou en te onderhou nie. Nou, as ons nou gaan kyk na die Ou Verbond, dan sien ons, daar was 'n tabernakel. In die tabernakel was daar 'n tent. In die tent was 'n allerheiligste, in die allerheiligste was die ark, en bo op die ark was die versoendeksel. En dan het die hoëpriester eenmal in 'n jaar ingegaan in hierdie allerheiligste met bloed van 'n offer. En dan het hy hierdie bloed op die versoendeksel gesprinkel. Wanneer hy hierdie bloed op die versoendeksel gesprinkel het, dan kyk God na die ark. Onthou, sy wet was binne in die ark. So God kyk na die wet, die bloed is op die versoendeksel gesprinkel, so hy kyk, en wanneer hy na die wet kyk, dan sien hy die bloed. Die offer is aanvaar,
en dan is die mens ook aanvaar op grond van die bloed wat gevloei het. Onthou, dit sou alles, alle offers wat gebring is in die ou verbond, al daai offers, al daai bloed, sou vorentoe wys na die volmaakte offer wat gebring sou word, en dit is die offer van Jesus, wie se bloed gevloei het, die volmaakte bloed wat vir ons die versoening bewerk het op Golgotha. Met sy eie bloed is hy in die hemelse heiligdom in, waar hy vir ons versoening gedoen het. Jesus het gekom, ons gaan dit lees in Galasiërs, hy het gekom onder die wet, om die wat onder die wet was, vry te koop, omdat hulle dit nie kon doen nie. Daar was nie die vermoë van die mens om die wet vir God te kon hou, om God te kan behaag deur sy wet te hou nie. So sou ek dan vandag onder die wet staan, dan beteken dit, ek probeer in my eie krag, probeer ek God behaag, en dat is nie. Daarom sê hy, as jy die wet onderhou, en jy sou die hele wet onderhou, maar jy sou in een opsig struikel, dat jy aan alles skuldig geword. So, dan sou jy bekend staan as 'n wetsoortreder, en jy sal met jou eie werke voor God staan, wat jy nie kan doen nie. Veronderstel, ek sou nou die mees wetsgehoorsame burger wees, wat daar in hierdie dorp is. En hier in die hoofstraat, mag jy net 60 km/h ry. En ek sou 71 ry, en die verkeersman stop my. Dan sê ek vir hom, weet jy wat, ek het by alle stopstrate gestop. Maak nie saak nie, jy het die spoedgrens hier oortree. Dan sê ek maar, weet jy, toe die robot rooi was, het ek gestop en ek het gewag, eers gery toe hy groen was. Dit maak nie saak nie, jy het die wet oortree. Maar ek het al my belasting betaal en al my rekeninge is op datum en ek oortree nie die gewoon. Maak nie saak nie, jy het die wet oortree. Jy sal 'n wetsoortreder bly, tot jy jou skuld betaal het, en dan gaan jy eers vry wees. En dis hoe dit by die wet werk. So, ek het iemand nodig om die wet vir my te hou, en ek het daardie persoon gevind, en daardie persoon het aan die kruis van Golgotha gehang, in my plek. Hy het gekom, en op aarde het hy die wet gehou, tot in die fynste besonderheid. Hy was die enigste mens wat nog ooit op die aarde geloop het, wat die wet kon onderhou, en gaan hang hy in my plek, op Golgotha, aan die kruis, en sterf hy in my plek, en nou kyk God na my, en hy sien Christus se werk, en hy sê, jy het die wet onderhou, tot in die fynste besonderheid, want Christus se werk word my toegereken. Maar ons gaan nou in die paar gedagtes wat volg, gaan ons meer breedvoerig met mekaar praat hieroor, en uit die skrif uit, gaan ons met mekaar deel, en ek vra dat u asseblief die hele gedeelte sal volg, en saam met ons deurgaan, om te sien, wat behels dit? Wat behels dit? Want onthou, die oomblik as ek sê, jy is nie onder die wet nie, weet jy wat hoor mense, weet jy wat verstaan hulle? Verstaan, jy is wetteloos. En dis baie ver daarvandaan. Trouwens, dis presies die teenoorgestelde. Ons vertrou dat die Here u baie ryklik sal seën in hierdie paar gedagtes wat volg, dat hy in die besonder genadig sal wees, die gedagtes in u hart sal bevestig, u sal aanraak, en dat dit vir u tot groot seën sal